Welkom by vandag se gesprek. Jy het vir ons 'n fascinerende en ek moet sê, 'n redelik intimiderende stel bronne gestuur. Dit lyk so met die eerste oogopslag, né? Ja, die hoofeen is hierdie omvattende mediese konsensusdokument, gepubliseer deur die Global Wound Care Journal en Wounds International. Dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol. So ons missie vandag is om so bietjie dieper te delf in hierdie komplekse wêreld van nie-helende wonde. Ons wil 'n nuwe benadering genaamd wondbalans verstaan. Jep. En miskien dink jy nou, wonde, hoe raak dit my? Wel, die bronne skets 'n prentjie van 'n wêreldwye stille epidemie. Dis die regte woord daarvoor. Stil. Want ons praat nie daaroor nie. Glad nie. En dit raak miljoene mense, kos gesondheidstelsels 'n fortuin en is nie meer net 'n probleem vir bejaardes nie. Nee, dis die skok. Dit kom al hoe meer voor onder jonger, werkende mense. Kyk, ons aanvaar mos 'n wond genees. Ja, jy plak 'n pleister op en gaan aan. Presies. Jy sny jouself, plak 'n pleister op en 'n week later is dit vergete. Maar die realiteit wat hierdie dokumente bloot lê, is dat party wonde wel hulle haak eenvoudig vas. Hulle weier om daardie normale pad te volg. Jep. En hierdie navorsing gaan nie net oor beter verbande nie. Dit vra 'n dieper vraag. Hoekom gebeur dit tot op 'n molekulêre vlak? Goed, so waar begin ons? Die mees logiese plek is seker die definisie. Wat presies maak 'n wond nie helend? En dis waar die eerste probleem lê. Daar's nie regtig 'n universele ooreenkoms nie. Regtig? Ja. Een klinikus sal sê dis na 4 weke sonder vordering. 'n Ander een wag tot 6 of selfs 12 weke. En daardie vaagheid dis gevaarlik. Want jy mors tyd. Jy mors kosbare tyd. Jy mis daai venster vir vroeë, aggressiewe ingryping. Die skrywers hier argumenteer eintlik dat 'n wond van dag 1 af as nie helend beskou kan word as daar duidelike onderliggende probleme is. Soos diabetes of so iets. Presies. Diabetes, swak bloedvloei. Jy hoef nie te wag vir die mislukking om dit 'n probleem te noem nie. En dit bring ons by daai hoekom. Hoekom haak die wond vas? Daar's 'n oomblik in die bronne wat my regtig laat regop sit het. Dis nie dat die liggaam se helingsproses afgeskakel is nie. Dis dat dit vasgevang is. Dis die kern van die saak. Die wond sit vas in die inflammatoriese fase. OK, verduidelik. Dink daaraan so. Inflammasie is die liggaam se nooddiens. Ambulanses, brandweerwaens, hulle jaag na die toneel om die gemors op te ruim. Dis 'n goeie ding. Dis 'n noodsaaklike ding, ja. Maar in 'n nie-helende wond hou die sirenes nooit op met loei nie. Die opruimingsspan raak ooraktief en, wel, chaoties. Wag 'n bietjie, so die liggaam se eie nooddiens, die einste span wat veronderstel is om te help, is die een wat die huis in die brand steek? Dis die perfekte analogie, ja. Die proses wat ontwerp is om te genees, word die engine van vernietiging. En dis wat die dokument die konsep van biomarkers bekendstel. Die onsigbare storie wat die wond vertel? Presies, die gesprek wat op cellulêre vlak plaasvind. En wie is die hoofkarakters in hierdie molekulêre drama? Die bronne praat van iets genaamd matrix metalloproteinases, MMPs. Jep, hulle is die hoofspelers. In 'n gesonde wond is MMPs soos 'n bekwame, beheerde sloepspan. Hulle kom in, breek beskadigde weefsel af, Maak plek vir die nuwe. korrek? En dan gaan hulle huis toe. Maar in 'n nie-helende wond is daar 'n oormaat van hierdie MMPs. Die sloopspan gaan heeltemal amok. Hulle begin sommer alles afbreek. Alles. Hulle breek nie net die beskadigde strukture af nie. Hulle begin die gesonde weefsel, die nuwe styeerwerk en selfs die groeifaktore wat nodig is vir herstel vernietig. Dis 'n bose kringloop. 'n Vreeslike bose kringloop van inflammasie en afbraak. Die probleem is dus nie net 'n oppervlakkige seerplek nie, dis 'n diep biochemiese wanbalans. So as dit die probleem is, kan jy nie net 'n ander tipe pleister daarop plak en hoop vir die beste nie. Nee, glad nie. En dis waar hierdie konsep van wondbalans inkom. Dis nie 'n produk nie. Dis 'n nuwe manier van dink, 'n fundamentele verskywing. Proaktief, nie reaktief nie. Jep. Die doel is nie meer net om die wond te bestuur nie, dis om dit aktief te genees, so vroeg en effektief as moontlik. En hierdie filosofie, soos die bronne dit noem, rus op 3 pilare, né? Ja, dis 'n goeie manier om dit te stel. Die eerste pilaar is wondbalans self.
Dit fokus op die wond, daai MMP's, die vogvlakke, Die biochemie. die biochemie. Die tweede is pasiëntsorgbalans en hierdie een is krities. Dit plaas die mens, die pasiënt, in die absolute middel van die proses. Lewenskwaliteit, voorkeure, daai tipe ding. Ja, en die derde pilaar, kliniese praktykbalans, is die realistiese een. Dit erken die druk waaronder kliniese werk, beperkte tyd, middelbronne. Al drie moet in harmonie wees. Daar's 'n aanhaling hier wat my regtig getref het. Die doel is om die hele pasiënt te behandel, nie net 'n gat in die pasiënt nie. Dis ongelooflik, né? Dit klink eenvoudig, maar dis radikaal. Dit sê dat die biochemie binne in die wond onlosmaaklik verbind is aan die mens se lewe buite die wond. Jy kan nie een in isolasie behandel nie. Goed, so dis die filosofie. Maar hoe lyk dit in die spreekkamer? Die bronne stel 'n baie praktiese stuk gereedskap voor, die timers raamwerk. Ja, dis 'n gestruktureerde manier om te kyk. T is vir tissue, weefsel. Is daar dooie weefsel wat weg moet? OK. I is vir infection and inflammation. M is vir moisture, vogbalans, te nat, te droog. E is vir edge, die wondrand. En R vir repair, herstel. Maar die laaste een is seker die belangrikste. Die S. Vir social en pasiëntverwante faktore. Dit dwing die klinikus om te vra, wat is hierdie persoon se leefomstandighede? Het hulle hulp by die huis? Verstaan hulle? Dis die holistiese deel. En dit lei direk na een van die eerste praktiese stappe, debridement. Dis nou die skoonmaakproses. Presies. Die verwydering van daardie dooie weefsel. Jy moet die rommel van die bouperseel verwyder voordat jy kan begin bou. Sonder dit kan genesing net nie plaasvind nie. Superabsorberende polymeer of SAP-verbande. Jep, en wat hulle doen, spreek daardie biochemiese gas direk aan. Hulle absorbeer nie net oortollige vloeistof nie, hulle doen iets baie slimmer. OK. Hulle sekwestreer daardie skadelike oortollige MMP's. So wag, hulle suig hulle vas. Dink daaraan soos 'n molekulêre vleuelpapier. Daardie buitebeheer sloopspan word letterlik vasgevang in die verbandmateriaal en uit die omgewing verwyder. Met elke verbandwisseling verwyder jy dus nie net vog nie, jy verwyder die molekules wat die genesing saboteer. Jy herstel die balans. Dis ongelooflik. Dis die harde wetenskap. Maar dan spandeer die dokumente net soveel tyd aan die menslike faktor. Vir my was een van die mees verrassende insigte die intense fokus op taal, op die krag van woorde. Ja, en dis krities. Die dokument maak 'n baie sterk aanbeveling, hou op om negatiewe, hopelose terme soos chroniese wond te gebruik. Want dit klink so, finaal, soos 'n lewenslange vonnis. Presies, dit klink asof jy misluk het. As 'n dokter vir jou sê jy het 'n chroniese toestand, dit steel jou hoop. En wat is die alternatief wat hulle voorstel? Hulle stel die term komplekse wond voor. Kompleks. Ja, dit lyk na 'n klein verandering, maar dit raam die situasie heeltemal anders. 'n Komplekse probleem is nie 'n mislukking nie, dis 'n uitdaging met veelvuldige faktore wat verstaan en bestuur kan word. Dit bemagtig die pasiënt en die klinikus. Dit sê, hierdie is moeilik, maar ons kan dit saam uitfigure. Dis 'n uitdaging, nie 'n doodloopstraat nie. Dit verander die hele dinamika. En dit sluit aan by die praktiese wenke soos om die pasiënt te vra om die behandelingsplan in hul eie woorde te herhaal. Om seker te maak almal is op dieselfde bladsy. Absoluut. En om daardie vennootskap te versterk, stel die bronne nog 'n instrument voor, die Wound QLL vraelys. Wat staan vir quality of life, lewenskwaliteit. Jep. En die vraag is ongelooflik insiggewend. Dit vra nie net hoe seer is dit nie. Dit vra dinge soos, het die wond jou slaap beïnvloed? Het dit jou 'n finansiële las geword? En die een wat my bybly, het die wond jou gedwing om aktiwiteite met ander te beperk? Dit meet die onsigbare gewig van die wond. Dit maak die onsigbare las sigbaar. 'n Klinikus sien dalk 'n wond van 5 cm, maar hulle sien nie die angs nie, die sosiale isolasie. Omdat die persoon skaam is oor die reuk. Presies. Deur dit te meet, kan jy behandelingsdoelwitte stel wat vir die pasiënt regtig saak maak. Miskien is die eerste prioriteit nie om die wond heeltemal te sluit nie, maar om die pyn te verminder sodat die persoon weer al kleinkinders kan sien. Dit verander alles. Goed, kom ons maak dit alles tasbaar. Die dokument is vol gevalle studies. Kom ons kyk na die een van die 89-jarige vrou met demensie. Haar storie klink na 'n nagmerrie.
Dit was. Sy het vir 3 jaar met hierdie vernouse beenulkusse gesukkel. 3 jaar. 3 jaar. Ja, niks het gewerk nie. Toe sy uiteindelik in die hospitaal opgeneem is, het die wondsorgspan hierdie wondbalansbenadering toegepas, debridement en daai sapverbande. En die resultaat? Binne 94 dae, 'n dramatiese verbetering. Die fotos in die dokument is verstommend. 94 dae na 3 jaar se lyding. 'n Mens kan jou net indink wat dit vir haar en haar versorgers beteken het. Absoluut. En dan is daar die ander kant van die spektrum. Die 60-jarige vrou, sy was nog vol in die lewe, besig om te werk, maar sy het 'n herhalende beenulkus gehad. Wat haar lewe ontwrig het. Die pyn was aftakelend. Presies. Sy is behandel met daai sapverbande en krities kompressieterapie. En hoe lank het dit gevat? 3 weke. 3 weke. Binne 3 weke was haar wond genees. Gesluit. Dit het beteken sy kon weer haar skoene aantrek sonder om te sidder van die pyn. Sy kon werk. Haar lewenskwaliteit telling het dramaties verbeter. Nie net omdat die wond fisies genees het nie, maar omdat die las van die wond weg was. Dis die ware betekenis van genesing. Jep. So as ons alles bymekaar sit, ons het begin met 'n hoogs tegniese mediese dokument, maar die storie wat ons ontdek het, gaan oor 'n fundamentale verskuiwing in denke. Weg van passiewe bestuur. Maar 'n proaktiewe, holistiese benadering wat die wetenskap, die tegnologie en die menslikheid bymekaar bring. Die kernboodskap is dit: vroeë holistiese ingryping kan uitkomste dramaties verander. Dis die pragtige samekoms van harde wetenskap, daai molekulêre omgewing, en deernisvolle mensgesentreerde sorg. En dit laat my met 'n laaste gedagte vir jou, ons luisteraar. Hierdie konsep van balans, waarin na die hele stelsel kyk, die wetenskap, die menslike ervaring en die praktiese realiteite, is nie net van toepassing op wondesorg nie. Glad nie. Waar anders in gesondheidsorg, of selfs in jou eie lewe, kan ons baat vind daarbey om ons fokus te verskuif van die blote bestuur van 'n probleem na die dieper begrip en herbalansering van die onderliggende stelsel om ware genesing te bevorder. Dis iets vir jou om oor na te dink.